Hallo daar en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool met die boek Handelinge. Dit is 'n groot voorreg om saam met jou deur hierdie boek te reis en vers vir vers net stil te staan en te beleef in hierdie verhaal wat Lukas vir ons vertel van die werk van die Gees deur gelowiges, hoe ons raak kan sien hoe die Here die wêreld tref met die goeie nuus. En dit is die Here wat deur sy mense werk, nê, maar die goeie nuus wat mense se lewens verander, wat hulle transformeer. Die woord euangelion wat beteken aankondiging. Dis 'n gebeurtenis wat die wêreld vir altyd verander. En dis die goeie nuus waarmee Paulus en Barnabas op hulle eerste sendingreis mee besig is. Dis waar ons is by Handelinge 14. Ons kom vandag so by die middel van hierdie groot boek, hierdie epiese verhaal kom ons by aan, en ek bid so dat ek en jy vandag ook net in die lees van die teks opnuut begeester sal word om ook deel te neem in hierdie werk van die Here na die uithoeke van die aarde toe. Want ja, ons lees van Paulus en Barnabas, maar mag dit ook so wees dat ons almal hier in ons agterkop onthou, Jesus het almal gestuur. Soos in Lukas 10 na die 72 stuur, die 72 wat verteenwoordigend is, daar het Genesis 10 se wêreld van al die nasies, so is ek en jy ook deel daarvan. As jy vandag dalk vir die eerste keer by ons stop en hierdie vir die eerste keer raak sien of ontdek, en jy wil dalk van die vorige notas hê, of soos hierdie, of in die toekoms, stuur asseblief vir my e-pos. Ek het 'n verspreidingslys, wat ek elke week, voordat ons stil staan by hierdie teks, vir almal stuur op daai lys. En as dit sou wees dat hierdie al ver af van die pad is, met ander woorde, ons is al by ander boeke, en jy het nou by Handelinge uitgekom, en jy wil graag die notas hê, asseblief stuur dit ook vir my, en ek sal vir jou al die notas van die boek stuur, net soos wat my verbintenis daartoe is, om al die vorige notas van die ander studiestukke ook te deel, want die belangrike is, die koninkryk is so groot en so aan die beweeg, en die evangelie is sulke goeie nuus, hoe kan ons nie anders as om dit met mekaar te deel nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons saam op reis kan wees, letterlik op reis kan wees met die woord, met Handelinge, en saam met Paulus en Barnabas kan stap hier op hierdie eerste sendingreis van hulle. En Here, op hierdie baie besondere, baie spesiale hoofstuk, waarin ons 'n stuk aanmoediging, maar ook 'n stuk realiteit in die oë moet staar, bid ek so dat U ons oë sal verhelder, Heilige Gees, dat U met ons sal werk. Ook hier deur in Jesus se naam bid ek dit. Amen. Handelinge 13 is Paulus en Barnabas op reis, en dit is die eerste sendingreis gestuur deur die gemeente in Antiochië, en nou kom hulle aan by Ikonium, en hulle het eers by, as jy kan mooi onthou van verlede week, hulle is eers deur die eiland, hulle is by Antiochië, en nou kom hulle aan by Ikonium, en ons lees verder van wat daar gebeur. Wat ons tot nou toe sien is dat die afguns van die Jode teenoor hierdie beweging van Jesus groei al hoe meer, terwyl die ontvanklikheid van die heidene, die geïnteresseerdheid van die heidene groei al hoe meer. En hierdie twee staan so bietjie in kontras teenoor mekaar, want hoe meer die afguns van die Jode groei, hoe meer word die fokus op die heidene. Jy sal in Romeine baie meer van dit ook lees, daarvan hoofstuk 9 tot 11. In Ikonium met Paulus en Barnabas op dieselfde manier opgetree. Dit beteken hulle het elke week op die Sabbat het hulle na die sinagoge toe gegaan, en daar sou hulle met by wyse van die verloop van die sinagoge se struktuur, se liturgie, sou daar 'n tyd wees wanneer daar gelees word oor die Messias wat sou kom. En dan sou hulle daai geleentheid gebruik om te begin debatteer en te vertel van die Messias wat gekom het. En so het hulle die guns van Jode gewen om te sê, hoorie, maar die goeie nuus het gebeur. En dan die afsydigheid van die Jode, van die Joodse leiers veral, teenoor hierdie beweging wat dan al hoe meer sal groei, dit sien ons in elke dorp raak. Hulle het weer na die Joodse sinagoge toe gegaan en daar gepreek, met die gevolg dat 'n groot aantal Jode en Grieke gelowig geword het. 'n Verwysing deur Lukas hier na die Grieke is natuurlik die Griekse gelowiges, wat van hulle natuurlik proseliete sou wees, en hulle wat uit die ander wêreld uitkom, eerder as uit Jerusalem en Judea, waar die tradisioneel Joodse omgewing was. Maar die Jode wat nie die boodskap wou aanneem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle teen die gelowiges aangehits.
Wel hier sien ons, as ons die Griekse, die verwys na die Grieke in die vorige vers sou in ag neem, mag dit dalk ook wees dat die woord na die Grieke in die vorige vers nie net noodwendig sou verwys na Griekse proseliete nie, hulle wat die Joodse geloof aangeneem het nie, maar die Grieke van die omgewing. Want sien, dit is wat daarna hulle verwys word, as heidene. En ons sien hier dat in 'n baie ironiese manier, werk die Jode nou saam met die heidene, iets wat die Jode nooit sou doen nie. Nou werk hulle saam met hulle om hierdie beweging, waarvan Paulus en Barnabas vertel, om daai beweging te stuit. En wat doen hulle? Hulle werk met opsweping, emosionele opsweping. Dis natuurlik so, net dat wanneer jy nie die waarheid kan stilmaak nie, dan is jou appel tot die emosie. En ons sien hier dis 3 groepe. Want ons hoor van die Jode, ons hoor van die heidene, en dan hoor ons van die gelowiges, want dis hoe Lukas na die volgelinge van Jesus verwys. Hulle is die gelowiges. En hierdie beweging van Jesus, hierdie gelowiges, se goeie nuus is vir die Jode, dit is vir die Grieke. Kyk maar net in Romeine 1 vers 16 en 17. Maar as jy dit nie aanneem nie, kan jy nie deel word van die geloofsgemeenskap, die volgelinge van Jesus nie. Ten spyte hiervan, so ten spyte van die teenstand, ten spyte van die opsweping, het die apostels 'n geruime tyd in die stad gebly. So ten spyte van teenkanting, ten spyte van ongemaklike situasies, en 'n vertroue op die Here, onbevrees gepreek. Belangrik hierdie 2 woorde, vertroue op die Here, nie op ons nie, nie op mense nie, nie op struktuur nie, en dan die belangrike onbevrees, so onbeperk, onbevange, het hulle gedeel. Baie soos Petrus vroeër in Handelinge, nee, nadat hy gevange geneem is, word hy uitgelei, word hy teruggestuur na die plek toe, waar die aanvanklike teenkanting gegroei het. Ja, Paulus en Barnabas is onbevrees besig om te preek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig, deur die apostels tekens en wonders te laat doen. So hierdie boodskap wat gedeel word, hierdie goeie nuus, word bevestig. Belangrik, eers die deel van die woord, en 2 dan hierdie wonders. En die tekens en wonders het baie te doen met mense wat genees is, mense wat bevry is, en die belangrike daarvan natuurlik sou vir die wêreld sê, hierdie boodskap kom met krag, en daarom was hulle so ontvanklik ook daarvoor. Ander belangrike, die woord apostels, Paulus en Barnabas word so deur Lukas genoem. Hulle is die apostels, hulle is die boodskappers, hulle is die delers van die goeie nuus. Die inwoners van die stad was verdeeld, party van die Jode en party vir die apostels. Belangrik, die boodskap van Jesus bring verdeling. Gaan kyk gerus in Lukas 10, wanneer Jesus daar sê, wie na julle luister, luister na my, wie nie na julle luister nie, luister nie na my nie, wie nie na my luister nie na hom wat my gestuur het nie. Jesus bring 'n baie definitiewe keuse, 'n beslissing, daarom die woord verdeling, want jy is of vir hom, of jy steun hom, en so ook vandag. Die heidene en die Jode saam met hulle leiers het egter oproerig begin word en wou hulle aanrand en stenig. Hoe hartseer is dit nie dat hierdie groep wat opgesweep is, en nou het jy Jode en heidene wat saamwerk. En waantoe werk hulle saam? Teen hierdie beweging van die goeie nuus, waar die wonders en tekens sigbaar is, en hulle dreig hulle om hulle te stenig. Soos wat het gebeur het in Handelinge 8 met Stefanus, onthou jy? Toe die apostels dit agterkom, het hulle na Lystra en Derbe in die omgewing gevlug. En dit was 2 stede in Lykaonie. Nou Lykaonie was 'n provinsie gewees in daai tyd. Belangrik as jy op die kaart sou kyk, jy sien hulle beweeg te suid, en dan beweeg hulle in jou geval oos, hier in my geval sou oos die kant toe natuurlik wees. So hulle is besig om te beweeg in wysheid, want daar's dreigemente, en as iets met Paulus en Barnabas sou gebeur, sou dit natuurlik die beweging stuit. So die eerste is, hulle beweeg verder, maar wat doen hulle dan? Bly hulle stil? Nee, net soos wat ons sien in Handelinge 8 vers 1, wanneer daar vervolging is en die gelowiges versprei word oor Samaria. Wat doen Filippus? Hy is besig om te vertel. Die gelowiges vertel, sover as wat hulle weet, sover as wat hulle gaan, oor dit wat hulle weet, naamlik dat Jesus opgestaan het, ook hier. Dit was 2 stede. Daar het hulle toe die evangelie verkondig. So hulle bly nie stil nie. Hoe belangrik is dit nie vir jou en my om te weet, hoe meer die vervolging toeneem, hoe meer die moed om te vertel. Hoe groter die momentum van die beweging. En ons sien dit in Handelinge, ook nou hier.
In Lystra was daar 'n man met gebreklike voete. Hy was van sy geboorte af verlam en kon nie loop nie. Nou as jy die man met die gebreklike voete hier in Lystra sien, dan sal dit vir jou en my net so klink soos daai man in Mooipoort, vroeër in Handelinge, nê, toe Petrus en Johannes verby hom stap. So hierdie man met die gebreklike voete beteken dit was vir almal sigbaar. Dit was vir almal 'n teken gewees, en as jy 'n Jood was en daarna kyk het, sou hulle sê van God se straf, maar van gebrek, van onreinheid, en in 'n wêreld van eer en skaamte, was hy die een met die grootste skaamte op hom, hierdie gebreklike voete. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stip na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond gemaak te word. Hierdie verwysing klink baie soos die verwysing in Matteus 9 van daai vrou met bloedvloeiing. Sy het geglo, sy het deurbeweeg en sy het aan Jesus se kleed gevat en sy is genees. So Paulus is besig om te praat, maar hier's die mooi wat Lukas vir ons sê. Terwyl hy besig is om met almal te praat, sien hy die man raak. Hy sien die man raak wat stip na hom kyk. Hy sien die man met die begeerte om hierdie goeie nie sy eie te maak. Hy sien hom raak, maar hoor ook weer hier, eers die verkondiging van die woord en dan die wonders. Hoe hartseer is dit dat ons dikwels nie net vaskyk in die wonders nie, nê, en die mooi, die groot beweging wat die katalisator van dit alles misloop. En dit is die verkondiging van die woord. Toe roep hy na hom. Dis nou Paulus wat vir hom kyk, nê? Staan regop op jou voete. En weer, net soos daai man in Mooipoort, hy het opgespring en hy kon loop. So Paulus neem die inisiatief en hy gee vir hom 'n opdrag. En hierdie man moet hierdie opdrag of wat, dit glo, of so bly sit. En hy was gehoorsaam, sy geloof het hom in aksie gebring, en sy aksie het genesing gebring. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonius uit. Die gode het soos mense geword en na ons toe afgekom. Hierdie was 'n tipiese Griekse kyk na die wêreld, naamlik om mense tot status te verhef indien hulle sou sien dat hulle iets kon doen wat die gewone mens nie kon doen nie. Wel, dis nie vreemd nie, want onthou jy, daar in Handelinge 12 word Herodes ook in sy gewaad, in sy kleed, aangespreek as iemand wat sê hy is soos 'n god. Wel, hier ook nou weer, so hierdie kultuur wat nogal die geneigtheid gehad het om status en eer aan bepaalde individue toe te ken. Dit leef ook voort hierso in Lykaonius. En nou is die vraag, hoe gaan Paulus en Barnabas daaroor reageer en wat gaan hulle nou daaroor maak? Want sien, baie maklik ook nou is die versoeking om te sê, kyk wat het ons gedoen. En natuurlik weet ons die evangelie werk nie so nie. Kom ons kyk. Vers 12, hulle het vir Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. In die Griekse agtergrond sou dit beteken, dis, hulle vereer Paulus tot God, en vir Barnabas sy woordvoerder. So hulle word tot gode verklaar. Die priester van die Zeus-tempel, net buitekant die stad, het bulle en blomkranse na die stadpoort toe gevat, en hy wou saam met die mense offers aan die apostels bring. Hierdie is 'n absolute vorm van afgoderry, maar wat eie was aan hul kultuur. En in hulle soeke van hierdie Zeus, en hierdie Hermes, kom dit nou af op Paulus en op Barnabas. Toe die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring en geskreeu. En voordat ons verder lees, die feit dat hulle klere geskeur het, was natuurlik 'n simbool van rou. Jy sal dit gereeld sien in die Ou Testament, dat daar waar daar rou was, skeer jy jou klere en jy sit as op jou kop. Want nou hier skeer hulle klere om te sê, luister, fokus, hierdie is verskriklik, en hoor net mooi. Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Hierdie woorde van Paulus, wat hulle tot stilstand bring, herinner jou en my dat geen mens vereer moet word of verhef moet word in status nie. Net God is waardig. Net God is ons aanbidding waardig. Net God is ons loftoejuiging waardig.
As Jesus daarom by Thomas se openbaring, waar Thomas tot die besef kom dat Jesus is wie hy is, en Thomas kom sê, my Here en my God, as Jesus hom daar dus toelaat, sien ons die verhewe Christus, sien ons sy status, sien ons wie hy is, maar geen mens en geen engel sal daai status vir hulle self toeëien nie. En Paulus kom sê dit hier ook. Ons is mense net soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God moet bekeer. Julle moet laat staan. Julle moet dit agterlaat. Hier is die belangrike. Julle het 'n keuse. In die konteks van ons gemeente en in ons land is voorvader aanbidding en voorvader verering iets wat gelowiges wat na Jesus toe draai 'n baie definitiewe besluit moet neem om dit agter te laat, om hulle rug daarop te keer. Jy kan nie jou ou lewe saamneem, jou vorige gebruike saamneem in jou navolging van Jesus nie. Jy moet dit afsweer, agterlaat. En ook hier is in Paulus se boodskap, hierdie sinlose afgode, hierdie sinlose gebruike wat tot niks kom nie, né? Julle moet dit laat staan en die keuse maak om Jesus te volg en te aanbid. En julle moet julle tot die lewende God bekeer. Nou dis die boodskap van Christus wat lewe. So net weer daai beskrywing van draai na die Here toe. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Nou hierdie beskrywing van die see en die aarde en alles wat daar is, hierdie is natuurlik die afgode van hulle tyd, want hulle het 'n afgod vir die son en 'n afgod vir die maan en 'n afgod vir die see en dies meer gehad. En Paulus sê nee, kom ek verwys julle net na die een wat dit alles gemaak het. Julle moet na hom toe draai. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Gaan kyk gerus Romeine 1 vers 18 tot 32, waar Paulus hierdie baie mooi uitpak van, jy kan alles wat jy van die Here wil weet, kan jy in die natuur sien. So die Here het homself net in die skepping, in die natuur, het hy homself openbaar. Hy het sy wil in die natuur openbaar. Geen wonder dat die sonde dus die teen-natuur is nie. Dis die wegdryf van die God van die natuur. En hier staan dit uit hulle eie koers laat gaan. Want dit is omdat God liefde is. Hy sal nie dwing nie. Hy het hulle wil toegelaat. Soos iemand het een keer gesê het, in die Onse Vader leer ons God, your will be done, and some pray that. And to others God will say, thy will be done, your will be done. Nee, laat jou wil mag geskied. Maar vir gelowiges soos nee, laat u wil geskied. Belangrike onderskeid daarvan. En tog, is dit hy wat die goeie dinge gee. En dan sê Paulus wat dit hierdie goeie dinge is. Hy het vir julle reën van die hemel af gegee en gereelde oeste. So hy is die God wat voorsien. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. Dit ten spyte van dat hulle weggedraai het en hulle eie koers gevolg het. Hy het goed gebly. Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nouweliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring. Hulle kon nouweliks voorkom dat die mense hulle vereer. So Paulus die altyd, kom ek vertel vir julle van die Here wat voorsien, die Here van die skepping, die Here wat goed is vir julle, die Here wat die aanbidding waardig is. En tog hou die mense aan. Toe het daar die Jode van Antiochie en Iconium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hoe interessant hierdie vinnige emosionele oorhaling. Onlangs het ons die Paasfees gevier. En elke jaar wanneer ons Paasfees vier, dan tref dit ons hierdie verskriklike draai in net 'n paar dae. En die Sondag, Hosanna, Here red ons, geseënd is hy wat in die naam van Dawid kom, en net 'n paar dae later, kruisig hom. En daai emosionele beweging, vanaf 'n blomkrans na 'n doodskreet, gaan hier gebeur. Hulle Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Van blomkranse na klippe in 'n oogwink. En nie net dit nie, hulle sleep hom uit en hulle los hom. Daar word nie hier van Barnabas gepraat nie, Paulus was die woordvoerder, Paulus was aan die praat, en waarskynlik ook was Paulus die groot bedreiging vir hierdie Jode. Daarom maak vir Paulus dood en dan stop ons hierdie beweging. So hulle neem hom uit. Paulus bebloed,
waarskynlik so diep gewond, dat dit 'n effek op sy lyf ook sou hê. Ons sal daarvan lees, wanneer hy dit vertel, gaan kyk 'n bietjie mooi in Korinteërs sy beskrywings hiervan, nê, dat as hy homself sou beskerm, soos wat die klippe op hom gereën het, sou dit kon wees dat sy hande misvormd geraak het, dat hy vir ewig gebreke gehad het, van daar af vorentoe, op aarde, in sy lewe hier op aarde, vanweë wat hier gebeur. Gaan kyk gerus wat in 2 Korinteërs 11:25 hieroor geskryf staan. En daarna die gelowiges rondom hom kom staan, en wat doen Paulus hier? Hulle staan rondom hom, die ander dink hy's dood, hy het opgestaan, en weer die stad ingegaan. Wie doen dit? Wie stap terug in op die plek waar hulle jou nou net wou doodmaak? Paulus. Paulus die een wat met die Efese wou gaan praat, toe hulle daar in die amfie sit. Hy is die een wat dit nie oor hom gaan nie. Julle kan met my maak wat julle wil, maar die evangelie kan nie gestop word nie, so kom ek deel met julle die goeie nuus. So hy stap terug in. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek, so nou oos van die stad af. Paulus en Barnabas het die evangelie in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Dis 'n tyd van herstel, dis 'n tyd van Paulus se wonde wat genees kan word. Dis 'n tyd van die Here se werk ook nou in hierdie seisoen, in hierdie oomblik, deur hulle, waar hulle net dit kan beleef. Dis 'n goeie oomblik hier in Derbe. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië toe teruggegaan. So hulle draai om. Hierdie sendingreis is nie klaar nie. Hulle beweeg terug na die stede waar hulle die evangelie gedeel het en, so weet ons in Paulus se styl, kerke geplant is, leiers aangestel is. En natuurlik dan moet hy hulle toerus om hierdie werk voort te sit. En ons sien die afhanklikheid van die werk van die Here, die afhanklikheid van die werk van die Gees, deur hierdie nuut geplante gemeentes, né? Hulle het die gelowiges geestelik versterk, want dis die rol van leiers, om ander leiers te versterk. Want kyk gerus, Hebreërs 10, Hebreërs 12 en meer daaroor. En hulle het hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. En hier's die mooi, die aansporing kom deur hulle wat self die prys vir die evangelie betaal. Deur hulle wat self gelei het, self swaar gekry het, self die merke op hulle rug gehad het, soos Paulus en Barnabas, kan deel van die vervolging wat hulle al gehad het. Hoe Paulus 'n voorbeeld, Paulus 'n mooi voorbeeld. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. Ons gaan in die res van hierdie pragtige boek van Handelinge sien, hoe intens word hierdie waar in Paulus se lewe. Gaan lees gerus 1 Korinteërs 4, 2 Korinteërs 4, vir meer oor sy beskrywing van sy lyding en sy swaar kry, ook hieroor. Maar hy sê ons gaan baie moet ly. Hierdie is nie 'n boodskap wat gunstig en maklik op ons ore val nie. Maar hierdie is die woorde van Jesus, wat waar word in hulle lewe. Want ek wil Johannes 16:33 het Jesus gesê, in die wêreld gaan julle dit moeilik hê. Ons sien in Openbaring 6, daar in die hemel word daar gebid, deur die gelowiges daar, en gevra, hoe lank nog moet die gelowiges op aarde ly? So dis 'n realiteit. En die belangrike van Paulus en Barnabas se lewe, hulle kom om bemoediging te bring, so hulle deel die evangelie, hulle wys die voorbeeld van lyding, en hulle bemoedig die gelowiges. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies, hierdie was die struktuur van die kerk. Nadat die gemeente gebid en gevas het die apostels hulle opgedra aan die Here, in wie hulle nou geglo het. Die mooi van die gemeente wat deelneem. En elke keer in elke stad 'n gemeente wat deelneem hierin. Hulle vas en hulle bid, dit teken natuurlik van totale toewyding, en dan 'n toevertrou, wat kom sê, Here, maar sit u werk voort. Nou is die gemeente wat bid vir hierdie mense wat die goeie nuus deel. Dis mooi, né? Die apostels het verder deur Pisidië en Pamfilië toe gegaan, daar het hulle in Perge die woord verkondig, en daarna na Atalië toe vertrek. Hierdie konstante beweging, aanhoudend, deel die evangelie, deel die evangelie, deel die evangelie, soos wat hulle terug op pad is, na die beginpunt van hierdie sendingreis. Daarvandaan is hulle met 'n skip terug na Antiochië toe, waar hulle aan die genade van God opgedra was, vir die werk wat nou voltooi het, wat hy voltooi het. Genade van God, die goeie nuus is 'n geskenk. Genade, charis, 'n gawe, 'n geskenk. En die Here ontvang die eer vir hulle werk. Laat my sommer net dink weer aan Klaagliedere 3 wat ek vanoggend
in my gebed saam met my dogtertjie gebid het, nê. Here, dankie dat die genade vars en nuut is elke oggend. Ook hier weer word dan die genade van God opgedra. By hulle aankoms, dis nou terug by Antiochië, die gemeente wat hulle uitgestuur het hulle die gemeente bymekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Hulle het baie stories gehad. En hulle het mense gehad waarvan hulle kon vertel, nê? En dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Hierdie klein sinnetjie, hierdie vinnige paar woorde van Lukas, is die oorgang na die grootste besluit tot op Here, tot in verloop van die beweging van Handelinge, van die kerk nog. Hulle gaan die grootste besluit neem, met die grootste impak, waarvan ek en jy deel is, en daarvan meer volgende keer. So hulle vertel van die Here, wat hierdie deur oopmaak na die heidene toe. Die heidene wat ontvanklik is, en onthou, tot op hede was hulle styl, hulle manier, hulle modus operandi, hulle plan van aksie, gaan na die sinagoge toe, en wag vir die geleentheid, en debatteer, en deel, en plant 'n kerk. En wel, nou is die heidene deel. Nou is die Here aan die werk. Die apostels het 'n geruime tyd daar, by die gelowiges deurgebring. En hier, by hierdie multikulturele gemeente in Antiochië, soos wat ons al 'n vorige keer gesien het, met sy multikulturele leierskap, het Paulus en Barnabas 'n tyd van rus, van herstel, waarskynlik ook van toerusting van hierdie gemeente, tot die volgende hoofstuk, die groot hoofstuk, in die geskiedenis van die kerk, gebeur. Meer daaroor volgende keer. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons bemoedig en geïnspireer kan word, so met hierdie reis. Dankie vir die voorbeeld van 'n Barnabas, en sy ondersteuning en sy saamwees saam met Paulus. Here, maar veral ook van die voorbeeld van Paulus. Hierdie man wat in gehoorsaamheid, nadat hy U ontmoet het, nadat hy tot nuwe lewe gekom het, nadat hy alles wat vir hom kosbaar en spesiaal was, agtergelaat het, soos hy in Filippense 3 beskryf, wat dan net vertel oor die een groot liefde en waarheid in sy lewe, naamlik U, Here Jesus, en hierdie goeie nuus. Dankie Heilige Gees dat ons steeds vandag ook daarin deel. En ek wil vandag veral bid vir hulle wat ly, wat swaar kry, omdat hulle getrou is aan die evangelie. Mag hulle ook hierdeur bemoedig word, en Here, ja, mag ons saam hierdie ernstige oproep om die evangelie na die wêreld toe te vat, net opnuut weer ontdek en ons eie maak. In Jesus se naam, amen, amen. Mooi week vir jou.